Kat, I can't believe you didn't get it. Ice cream, man, you got to get those taste buds checked. But of course, the Taste of Cape Town was a phenomenal success. Already, we're looking forward to next year's. It's going to be bigger and better. Maar nou raak ek baie opgewonde, want net oor so 'n paar minute gaan ons vir jou wys hoe ons 'n splinter nuwe studeerkamer area het. Ons het hard gewerk Vrydag saam met ontwerper Etienne Hanekom en hy het fantastiese idees gehad om hierdie spasie perfek te transformeer spesifiek vir die winterseisoen. So kom ons gaan kyk, ons ontmoet eers vir Etienne en dan gaan ons kyk hoe ons te werk gegaan het om hierdie spasie uit te rus. Vir inspirasie het Expresso ingeloer by die huis van die Kaapse ontwerper Etienne Hanekom. Hy word gereken as een van Suid-Afrika se voorste jong ontwerpers. Aan die kern van sy werk is die oortuiging dat mens nie bloot gesien moet word nie, jy moet altyd uitstaan bo die res. Dit doen hy deur gesogte toekennings in te palm. Etienne was die ontwerper van die jaar gedurende sy tyd as kunstredakteur by 'n gesogte Suid-Afrikaanse ontwerptydskrif. Ook as die eienaar van Etienne Hanekom Creative Studio is hy met 'n Bronze A-Design toekenning beloon vir sy werk aan die Spog Gastehuis Majeka House in Stellenbosch. Dapper, skerp en 'n bietjie eksentriek is die eienskappe waaraan sy werk gekenmerk word. Etienne glo die ruimtes om jou moet jou gelukkig maak. Etienne is net die man om ons ateljee 'n spog nuwe voorkoms te gee. So with the change of seasons, it's only natural that we change up our Expresso set a little bit. So designer Etienne Hanekom designed a beautiful space specifically for our study area to reflect a more winter-appropriate feel. En soos julle kan sien, is hy al hard aan die dink. Etienne, hoe gaan dit, meneer? Goed, dankie en self. Kan nie klaar nie. Nou, ons het al baie lief geword vir hierdie spasie, veral vir ons vertikale tuin, maar dit is die tyd vir verandering. Wel, omdat ons nou oorskuif na winter toe, het die tuin 'n redelike somergevoel, so ons gaan 'n bietjie meer speel met donkerbloue en vuil gele. Ek is baie opgewonde om aan die werk te spring, so waar begin ons? Wel, die eerste stap is om kurkteels op hierdie woodcladding sit, maar voordat het ons plek nodig in die studio, so kom ons verwyder die tafel. Okay. Etienne glo in ontwerp wat tydloos, duursaam en funksioneel is. Eers het ons al die ou dekor-elemente soos die plante versigtig geskuif. Daarna het die span van Carlos LA die kurkteels nader gebring. Klein reghoekige teëls soos hierdie word Metro Tiles genoem en die voorkoms dateer uit die 1920s. Dit is nou weer groot modenuus en die kurk is 'n moderne twist. Dit is eenvoudig met gom op 'n houtbord vasgeplak en die hoekies netjies afgewerk of gebevel. Etienne het ook muurpapier by Artlab laat druk wat vol ryk winterklere is wat die hangende tuin as agtergrond sal vervang. Die kurkpanele is opgesit met 'n paar skroewe en sien daar. Nou vir die res. Lovely. Thanks, meneer. Etienne, ek is absoluut mal oor die kurk. Het gee so lekker warm, cozy gevoel. Hier is presies waarvoor ons gegaan het, net reg vir winter. Eerstens moet ons die tuin doen, so jy kan so lank wegspring daarmee en ek sal die verf regkry. Well, great. Ek's op dit. Vele hande maak ligte werk. So 'n projek is iets wat die hele familie kan saam doen. Terwyl ek en Etienne voorberei, hier's iets interessants oor donker verf. Baie mense is bang om sulke kleure te gebruik. Hulle dink dit laat klein plekkies selfs kleiner lyk. Die teendeel is egter waar. Donker kleure is aan die koelkant van die kleurwiel en anders as helder kleure skep dit die illusie van ruimte. Dit kan wondere doen vir 'n klein spasie, mits jy dit balanseer met neutrale oppervlaktes soos 'n houtvloer of 'n wit plafon. Nou terug na die verfwerk. Nou sê, so ek het die tuin weggevat, die ouens is hier om 'n bietjie gom op die muur te plak, so ek is reg. Wat kan ek jou mee help? Jy kan slank begin help met die verf, dis jou kwas. Lekkerte. Hierdie deel van die Expresso ateljee is baie besig. Daarom gebruik ons Dulux se luxurious silk wat maklik is om skoon te hou en ook sommer vinnig droog raak. Die muur langsaan waar die plante was, is met muurpapiergom geverf. Die papier is versigtig geplak en al die ligborrels is uitgedruk. Terwyl dit gedoen is, het ek en Etienne die blou muur klaargemaak en later ook 'n tweede laag verf gegee. En ons is klaar en ek is mal oor hierdie blou kleur. Dit is Dulux se Royal Regatta, né? Ja, en dit werk absoluut fantasties saam met daai kurk. Sjoe, en ek is mal oor hierdie. Ja, toe ek daai image gesien het, het ek geweet dit gaan die beste werk vir hierdie verdrag. Yes, dis mooi. So lyk die eindproduk. Kom ons kyk vinnig weer hoe dit gedoen is. Die kurkteels is op 'n houtbord geplak en die hoeke is netjies afgewerk.
meet die spasie versigtig om seker te maak dis nommerpas. Die plante is vervang met muurpapier. Die kuns hier is om geduldig ontslae te raak van enige ligborrels. Die skuinsmuur is met Dulux Luxurious Silk in Royal Regatta 1 geverf. Onthou, donker kleure werk ook goed in klein spasies. Sien daar, Expresso is reg vir die winter.